save. Jesus is his name. Christ alone the way. He reigns. Although we come again. Ons kyk vanoggend saam na 'n waarskuwing. En nie net 'n waarskuwing nie, maar ook 'n baie belangrike oproep wat Paulus op 'n baie kragtige manier aan die gemeente in Filippi oordra. Ek gaan dit vir ons lees. As jy jou Bybel daar oop het, kan jy saam met my volg. Hy skryf: Verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding, want ons is die besnydenis, ons wat God in die Gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Goed julle, om werklik te begryp wat dit is wat in die volgende paar verse gesê word deur Paulus, moet ons 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis van die kerk en in die lewe van die vroeë kerk. En so wil ek net vinnig vir julle 'n idee skets. Die eerste gelowiges van Jesus, soos julle weet, was Jode gewees, né? En as getroue Jode het hulle die wet van Moses as ook die verbond tussen God en Israel, waarvan die teken die besnydenis was, baie goed verstaan en dit baie hoog op prys gestel. Hierdie eerste Joodse gelowiges, soos wat ons kan sien in die begin van Handelinge, is toe ook persoonlik deur Jesus die wêreld ingestuur as sendelinge. Ons lees in Handelinge 1 vers 6, waar die disippels nogals op die Olyfberg, voordat hy opvaar vir Jesus vra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En Jesus se antwoord is my net so belangrik, ook vir 'n tyd waarin ons vandag leef. Hoor wat sê Jesus vir die disippels? Dit kom julle nie toe om die tye of die geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. Duideliker as dit kan jy nie kry nie. Maar wat wel baie belangrik is vir hierdie disippels om te weet, selfs belangriker as hulle kennis oor tye en geleenthede wat God bepaal het, was wat Jesus in vers 8 van Handelinge 1 sê. Hy sê daar vir hulle, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan hoekom? Sodat julle my getuies sal wees in Jerusalem, sowel is in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En die uiterste van die aarde sluit natuurlik in die hele heidense samelewing, die hele heidense wêreld. Maar hier is die ding, soos wat Handelinge 10 dan ook later getuig in die ontmoeting tussen Petrus, wat 'n Jood is, en Cornelius, wat 'n heiden is, het die vroeë Joodse gelowiges dit soms uitdagend gevind om uit te reik na die heidene toe. Dit was nie maklik nie, daar was kultuurverskille, so dit het nie spontaan gebeur nie. Dit is heeltemal verstaanbaar dat daar verskille was. Maar tog sien ons hoe die Here vir iemand soos 'n Petrus tot oortuiging bring toe hy voor Cornelius staan en hy daar in Handelinge 10 vers 34 self erken, ek sien waarlik dat God geen aannemer van die persoon is nie. Nou kan net daar stop eintlik, jy kan 'n hele preek net oor daai vers maak. God is geen aannemer van die persoon nie. Die evangelie maak die speelveld gelyk tussen mense. Daar's nie spesiale groepe wat beter af of beter is as enige iemand anders nie. Maak nie saak wie wat sê nie. Die skrif sê dat God geen aannemer van die persoon is nie. Maar vers 35, dan gaan Petrus aan, maar dat in elke nasie die een wat hom vrees en geregtigheid doen, hom welgevallig is. Dit is op wie God sy oë het, op die wat sy wil doen, die wat geregtigheid doen. Maar dit sou nog 'n kort tydjie neem voordat daar 'n volskaalse sending aan die heidense wêreld in volle swang sou kom, maar ons sien dan ook veral van Handelinge 11 af,
hoe dit éventueel begin vlam vat. Veral dan ook so in en deur die bediening later van Paulus as 'n apostel aan die heidene, en wat ook geglo het dat as die heidene tot geloof kom in Jesus, deur bekering en wedergeboorte, hulle dan ook aanvaar moet word as deel van die familie van God. As jy vanoggend hier sit, is jy deel van die familie van God. Daar's nie 'n stieffamilie en 'n regte familie nie. As jy die Here Jesus omarm as jou Here en jou verlosser en jou saligmaker, is jy deel van die familie van God. Dit is ook nie nodig en was ook nie nodig vir heidene om Jode te word of om die teken van die verbond, die besnydenis te ontvang nie. Maar weer eens, dit was nie so maklik vir almal, veral aan die Joodse kant om dit te aanvaar nie. Dit was moeilik, dit was 'n stryd. Ons lees dan Handelinge 15 vers 1 van Joodse Christene in Antiochië en in Galasië wat aangedring het daarop dat selfs heidense Christene Joodse gebruike moes aanneem. En dit was 'n probleem. Daarom is die heel eerste kerkraadsvergadering waarvan ons lees in Handelinge 15 toe ook geroep, en ons onder andere besluit dat dit onnodig sou wees vir heidense Christene om hulle te laat besny. Paulus het onder andere ook Galasiërs geskryf om dit duidelik te maak. Maar dit het nog steeds nie die probleem opgelos nie. Daar was nog steeds lastige mense wat 'n Christus plus besnydenis, Christus plus werke soort van evangelie probeer verkondig het en baie mense daardeur verwar het. En nou kom ons by Filippense vanoggend. Want om ook die Filippense te waarsku teen hierdie probleem, voel Paulus baie sterk daaroor om dit vir hulle te noem. En hy doen dit op 'n baie beslissende manier, wat ons dan ook uitbring by ons eerste hoofgedagte van hierdie skrifgedeelte. Jy kan dit neerskryf as jy 'n pen het. Paulus waarsku die Filippense in wese teen die vyande van vrede. Ek kan dit anders stel. Paulus se waarskuwing aan die Filippense is 'n waarskuwing teen die vyande van vrede. Dit sal hopelik nou vir jou sin maak. Maar kyk saam met my in jou Bybel eers na vers 2 van ons skrifgedeelte vanoggend. Paulus skryf daar, let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Nou, ons het 'n baie goeie idee van wie Paulus in hierdie vers praat, maar let net eers op hoe driftig is hy in sy waarskuwing. Hy speel nie speletjies nie. Hy noem hierdie mense wat van Christene Jode wou maak, honde. En wat ek en jy moet weet is dat dit gewoonlik Jode was wat hierdie term eksklusief gebruik het as hulle verwys het na heidene. Die Jode het dit gebruik om na heidene te verwys. So dit was nie sommer net 'n algemene manier van spot onder almal in die eerste eeu nie. Dit was 'n spesifieke woord waar die Jode gekies het om te verwys na die seremoniële onrein heidene. Maar nou kom wys Paulus vir ons iets ironies hierso. Hy lig eintlik die ironie uit. Want Paulus gebruik hierdie term as hy verwys na hierdie Jode. Die eintlike heidene in hierdie geval is juis hierdie mense wie hy honde noem, wat ander mense wil gaan laat besny. Want soos 'n klomp rondloper honde wat al ewig op soek is na iets om te eet, was hierdie klomp al ewig aan te rondloop by Christelike saamtrekke op soek na mense wie hulle kon oortuig oor die besnydenis. En die Christene moes op die uitkyk wees vir hulle. Hulle moes waaksaam wees vir hierdie spul mense. Amper soos wat daar vandag onder ons 'n versigtigheid moet wees vir hierdie verskillende groepe in die dorp. Julle het hulle al gesien, party dra wit hemde, ander ry op fietsse, ander kom klop aan jou deur. Wees versigtig. Hulle wil aan jou iets verkoop wat nie waar is aan die skrif nie. Ons moet maar op ons pasoppens wees vir hulle. Eintlik moet ons glad nie bang wees vir hulle. Ons moet die skrif net so goed ken dat hulle nie eers wil kom klop aan ons deur nie. Maar soos ons op ons pasoppens is vir hulle, so wil Paulus hê dat die Filippense moet versigtig wees vir hierdie Judaizers, soos hy van hulle na hulle verwys. Maar hy noem hulle nie net honde nie, julle. Hulle is ook soos vers 2 wys, slegte arbeiders. En hulle was slegte arbeiders omdat hulle hard gewerk het om mense van die waarheid en die vryheid in Christus te probeer wegrokkel.
Hulle was so gemotiveer deur die geestelike hoogmoed in hulle harte. Nou, ek weet nie altyd hoe om 'n geestelike hoogmoedige persoon uit te wys nie. Ek weet nie of julle al met sulke mense te doen gekry het nie, maar miskien is dit mense wat so volgeprop was met hulle eie leringe en hulle eie doktrines, dat hulle dit nie kon verdra wanneer iemand hulle uitwys op die gate in hulle argumente nie. Dat hulle vyandig gesind geraak het, dat hulle stief geraak het en kwaad geraak het vir enige iemand wat hulle wou probeer reghelp. Dink byvoorbeeld miskien aan die fariseërs en die skrifgeleerdes van ouds. Dit was byvoorbeeld baie moeilik vir hulle om te moes hoor dat al hulle sweet en al hulle moeite en al hulle pogings hulle nie 'n enkele tree nader aan God en die redding wat hy vir hulle gebied het kon bring nie. Hulle was vyandig gesind teenoor Christus. So, let op die woord in ons geskrifgedeelte vanoggend, die versnyding. Dis nie die besnyding, die versnyding, wat in Engels eintlik beteken die mutilation, soos wat Paulus dan ook na hierdie mense verwys het, was oortuig daarvan dat die fisiese besnydenis en hulle werke bykomende vereistes was vir iemand om deel te kon hê aan die familie van God. Daarom, in ander gedeeltes in die skrif, in 2 Korintiërs 11 vers 13, noem Paulus hulle valse apostels. En hy noem hulle bedrieglike arbeiders in Galasiërs 1. En hy noem ook, in Galasiërs 1 praat hy eerder van mense wat ander mense in die war bring met die verdraaiing van die evangelie, maar in vers 8 van Galasiërs 1, dan sê hy, hierdie mense is 'n vervloeking. Hy sê, vervloek is elkeen wat 'n ander evangelie bring, en dis wat hulle gedoen het. En nou, moet ons 2024 jaar later, die vraag vra, as nuwe verbondsgelowiges, wat leef en beweeg en aanbid in hierdie tyd waar ons leef, van watter toepassing is wat ek nou net met ons gedeel het op ons? Op watter maniere kan Christene die ou verbond van die wet soort van vermeng met die nuwe verbond van genade? Is dit enigstens moontlik? Of anders gestel, van watter toepassing is wat ons lees van hierdie situasie in die eerste eeuse kerk op ons in die 21ste eeu? Wel julle, ek dink mense kan baie sê vandag oor vreemde synkretistiese bewegings, soos die Hebrew Roots. Ken julle Hebrew Roots? Mense wat vir jou gaan sê dat jy die feeste moet onderhou, om iets by te voeg by jou geloof. Ons kan baie daaroor praat, dit is synkretistiese bewegings, dit is die evangelie plus extra goedjies, wat jy moet doen. En ons kan oor ander soortgelyke vermengings praat, maar ons moet dit eintlik los vir 'n ander preek. Vir ons doeleindes vanoggend, kom ons beantwoord vir onsself die volgende vraag. Leef ek onder die wet, of leef ek onder genade? Kan jy die vraag vir jouself beantwoord? Dan kan ons aangaan. Plaas ek myself onder die ou verbond van die wet deur my verhouding met Christus te baseer op hoe goed ek perform? Jammer vir die Engelse woord. Of bepaal ek miskien die vlak van my geestelikheid deur hoe baie ek bid, of deur hoe goed ek die skrif kan memoriseer, of deur hoe goed ek bekend is met sekere boeke in die Bybel. Dis net 'n paar eenvoudige voorbeelde. Of waarin roem ek as 'n gelowige? Is dit dalk oor hoe en waar ek oral betrokke is? Of roem ek stilweg in my hart oor die spesifieke manier hoe God my gebruik, meer as hoe hy ander mense gebruik? Praktiese voorbeelde van hoe mense kan roem op dinge anders as Christus, om hulle geestelikheid so 'n bietjie van 'n hupstoot te gee. En dit is soortgelyk daaraan om jouself amper onder 'n wettiese sisteem te plaas. En ek noem dit want ons baie gelowiges vandag wat vir Christus met die mond bely. Hulle is kinders van God, hulle bely hom met die mond, maar wat in die praktyk leef, asof eenvoudige, kinderlike geloof in Christus nie genoeg is nie. Omdat hulle onbewustelik 'n geweldige klem plaas op werke, of roem in ander dinge as Christus.
Ons is nie bang om in hierdie gemeente te praat van werke nie. Maar ons praat van werke wat kom vanuit wedergeboorte. Ons praat van die vrug van wedergeboorte. Dis die gevolg van jou redding. Maar nie werke om meriete te probeer verdien by God nie. Daar's ook baie gelowiges vandag wat met baie selfvertroue rondloop en wat vinnig vir jou se vertel wat se goeie mense hulle is. Dit het al met my gebeur. Ek het eendag in 'n bakkie gery saam met iemand, moenie worry nie, is nie een van julle nie hoor, maar ek ry saam met iemand en die persoon vertel net vir my waar hulle oral betrokke is. Ons gaan laai 'n rolstoel af hier en ons gaan laai een op by Rotary en ons gaan laai dit daar af en hulle sê net vir my wat se goeie mense hulle is. Dit is wat hier ter sprake is. Hulle beoordeel hulle eie geestelikheid deur hulle werke, hulle prestasies, of miskien deur hulle kennis, en hoe hulle op geestelike vlak vergelyk met ander gelowiges. Soveel jare in die kerk, soveel kennis oor hierdie tema in die Bybel, of as jy uit die verlede kom waar ek was, dan sê jy hoor mense sê hulle het soveel pannekoeke gebak vir die bazaar, die vingers rou gebrand, soveel gedoen, so selfverseker, maar nie altyd seker van die onverdiende genade in die evangelie nie. Gemeente, vriende, familie, hier is 'n saak van aanbidding wat eintlik ter sprake is vanoggend. Dit gaan oor aanbidding. Ware aanbidding wat vir Christus verheerlik, is 'n respons op wat God vir my en jou gedoen het. Deur die vrye geskenk van genade aan ons. En nie as 'n plig om meriete by hom te verdien en ons saligheid so te probeer verseker nie. Ons moet dit onthou. Ons moet dit onthou want gelowiges is soms wisselvallig in hulle oortuigings. En hoe meer ons goed genoeg probeer wees vanuit ons eie vlees, ironies genoeg, hoe ongelukkiger sal ons wees. Ek wil vir jou iets sê van mense wat elke dag van hulle lewens leef om meriete te probeer verdien by God. Mense wat die hele tyd roem op ander dinge as Christus om hulle geestelikheid te vertoon. Ek is van mening dat mense wat die hele tyd dit doen, selde gelukkige mense is. Hulle is ongelukkig. Hulle is meestal ongelukkig, terwyl mense wat leef vanuit dankbaarheid vir God, se onverdiende goedheid, gewoonlik gelukkiger mense is. Gaan toets dit. Maar daai gedagte bring ons by ons volgende observasie vanoggend, en dit hou verband met wat ek nou net gesê het. Julle sal nou hoor. Die tweede observasie, Paulus se opdrag aan die Filippense, is ook 'n opdrag aan ons. En dit is, wees bly in die Here. So eenvoudig, maar baie kragtig soos dit. Ons lees daar in vers 1 dat Paulus vir die Filippense sê, verder, my broeders, verbly julle in die Here. Nou, ek het nou net genoem, dat mense wat meriete deur werke by God probeer verdien, of hulle nou bewus daarvan is of nie, is selde gelukkige mense. Sulke mense is meestal onvergenoegde mense in die sin, dat hulle altyd met geweldige groot frustrasie probeer om hulle eie geregtigheid te verdien. Hulle beoordeel hulle eie geestelikheid deur die dienste en die pligte wat hulle in die vlees uitvoer, en hulle geluk hang ook baie maal af van hoe suksesvol hulle vertoon in die vlees. En dit is eintlik tragies, want dit is nie wat ware geestelikheid is nie, as ek daai woord kan gebruik. Maar wat sal dan 'n kenteken wees van ware geestelikheid by iemand? Waarvan praat Paulus in hierdie vers? Verbly jou in die Here. Ek glo dit is so eenvoudig soos die opdrag wat Paulus gee in vers 1. Om jou te verbly in die Here is 'n merk van ware geestelikheid. En om jou werklik te verbly in die geskenk van lewe wat Christus vrylik aan jou geskenk het. As dit gebeur, kan dit nie anders as om sigbaar te word.
Om die waarheid te sê, as jy die Christelike geloof in 5 woorde wou opsom, dan is dit, verbly julle in die Here. Het ons nie te doen met die beste nuus in die hele wêreld nie. Die evangelie van Jesus Christus. En dis tog die uitwerking van goeie nuus. Blydskap in die Here, wat hand aan hand loop met dankbaarheid teenoor die Here. En dis 'n teken en 'n kenteken van ware geloof. En blydskap in Jesus lei ook tot vrede en tevredenheid in die hart van 'n gelowige. En dis juist daarom dat Paulus so baie daarvan praat in die Filippense brief. Gaan lees die Filippense brief van begin tot einde. Sien hoe baie hy praat oor blydskap en vreugde in die Here Jesus. En ek wonder hoekom dan nou nie. Die evangelie is goeie nuus. My vraag aan myself en aan julle, aan ons is net, as die evangelie die heel beste nuus in die wêreld is, soos wat ons weet dit is, waarom assosieer die wêreld dan so graag gelowiges met lang gesigte? Ons sing baie maal oor die beste nuus in die wêreld, maar ons sing so, en ek oordeel nie hoe julle sing nie, ek het dit net al beleef. God is liefde, juig ons harte. Nee? En dan sing ons, en bedink wat liefde doen. Ek het die wysie verkeerd. Maar dan sing ons ook, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Dit is ongelukkig hoe so baie van ons juig oor so 'n groot saligheid. En nee, ek sê nie ons moet op en afspring en flawaai en daai klas van dinge nie. Ek sê net, dink net waarmee het ons te doen hierso. Hoor vanoggend saam met my Paulus se opdrag. En hier het ons te doen met 'n opdrag aan die hele kerk wêreldwyd. Verbly julle in die Here. Ek weet nie of die eerste gelowiges met dieselfde probleem gesit het as die kerk van die 21ste eeu nie. Maar blydskap in Christus behoort so 'n belangrike deel van ons te wees. So dat Paulus voel, hy het homself al herhaal oor hierdie tema en dat hy homself weer sal herhaal. Hy skryf in vers 1, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skryf nie. En dit gee julle sekerheid. Dit is okay as jy bly is in die Here. Dis hoe dit moet wees. Maar hoekom is dit so belangrik dat ons verbly in die Here? Hoekom is dit nodig dat ons dit so baie moet hoor? En hoekom lê hy so baie klem daarop? Al julle met die eerste punt kon jy dit dalk al raak sien, maar nie net is blydskap in Jesus die merk, of kom ek sê 'n merk van ware geestelikheid by 'n persoon nie. Maar dit is ook 'n veiligheidsmeganisme teen wettisisme. En dit loop ongelukkig, wettisisme loop hand aan hand met sinisme, wat neig aan ongeloof. So, ek smeek julle vanoggend, wat hier is, wees bly in die Here. Herinner my ook daaraan asseblief. Dit help nie julle te ongelukkige leraar nie. Wees bly in die Here. Dit sal niemand help as ons swaarmoedig rondloop nie. Kyk wat 'n groot saligheid het ons. Wees bly in die Here. Wettiese mense is ongelukkige mense. Christene is baie gelukkiger mense. Maar die gelowige wat hom verbly in die Here Jesus, deur voortdurend vir Christus voor oë te hou en herinner te word aan die evangelie, dit wat Christus vir hom gedoen het, beskerm homself teen wettiese Christenskap en sinisme. Hoor saam met my vanoggend wat skryf 'n gelowige met die naam van Jack Arnold. Hy sê, a rejoicing Christian is wrapped up and occupied with Christ. He is dominated by thought that all that he is and has is because of Christ. Because Christ is the source of his joy,
He does not look to add anything to salvation or sanctification. Ek hoop jy het gehoor wie is die rede vir die blydskap hier ter sprake. Dit is Christus. Niks anders nie. En daarom beklemtoon Paulus, verbly julle in die Here Filippense. Verbly julle in die Here 21ste eeuse Christene. Verbly jou nie in mense, of in geld, of in goeders, of in omstandighede nie, maar verbly jou in Christus. As ek dit sê, dan wil ek die volgende by sê. Om jou te verbly in die Here, is direk gekoppel aan jou en my verhouding met die Here. Onthou julle wat staan in 1 Korintiërs 1 vers 9. Ek het dit so 'n paar keer al herhaal in die laaste paar weke. Maar as jy wonder waarvoor is jy geroep? Ek en jy is geroep tot gemeenskap met die Seun. Dis ons primêre roeping. Maar jy gaan jou nie kan verbly in iemand wie jy nie ken nie. So om jou te verbly in die Here is direk gekoppel aan jou gemeenskap met die Here of jou verhouding met Jesus. Jy moet hom ken om jou te kan verbly in hom. En daarom wil ek dan vanoggend ook die baie belangrike vraag vra in hierdie verband aan almal van ons. Dis 'n belangrike ene. Ken jy vir Christus van wie jy jou gemeenskap met hom deur die woord en deur gebed? Of het jy maar slegs 'n goeie kennis van Christus, wat jou dalk so 'n bietjie trots en opgeblaase kan maak voor ander? Dis 'n moeilike vraag. En daar is 'n verskil tussen daai twee. Ek weet, dit is baie subtiel, maar daar is 'n verskil. Daar's 'n verskil tussen om vir Christus te ken, van wie jou gemeenskap met hom, waartoe 1 Korintiërs 1 vers 9 jou oproep, en om 'n blote goeie kennis van hom te hê, en dit maak jou opgeblaase. En dan kan ek miskien vra vanoggend, is ons blymoedige mense? En kan ander daarvan getuig? Of is ons maar mense met baie goeie Bybelse kennis, terwyl die neerslagtigheid op ons gesigte die wantroue in ons harte verklap? Dit is moontlik vir iemand om jou doktrinale eentjies in 'n ry te hê, maar om nie vir Christus te ken nie. Maak dit sin? Dis baie moontlik vir iemand om goed ingelig te wees oor wat hier aangaan in die skrif, maar om nie gemeenskap te hê met Jesus nie. En dis waarteen ons moet waak. Ek lees net in die week van 'n dogtertjie wat vir die eerste keer in haar lewe 'n myl sien. Jy weet 'n myl wat amper soos 'n donkie is. Hy is nie heeltemal perd nie, hy is ook nie heeltemal donkie nie, hy is 'n myl. En sy kom op 'n plaas en sy sien die myl staan daar in 'n kamp. Sy loop na hom toe, sy is baie opgewonde, want almal het vir haar vertel van hierdie myl. En sy gaan staan so by hom, maar die myl is nie baie opgewonde om haar te sien nie. Hy kou net sy gras, en hy snork so half vir haar. Diep ongelukkig. En sy raak laterand so 'n bietjie onkant gevang, en sy sê vir hom, "You must be a Christian." En hy lig sy kop op, en sy sê vir hom, "You surely look a lot like my granddad." Oupa het God is liefde gesing, soos wat ek hom nou gesing het. Dis jammer om te moet erken, maar gelowiges, ongelukkig, is nie altyd die blymoedigste van mense nie. Dit is jammer. Maar dat blydskap in Jesus 'n groot en 'n belangrike kenmerk van 'n gelowige se lewe behoort te wees. En ek praat nie hier van tydelike aardse geluk nie. Is definitief so. Blydskap in die Here is een van die vele vrug van die Gees waarvan ons lees in die skrif. En ons kan baie daaroor praat, maar so gepraat van die vrug van die Gees, kyk saam met my net na ons volgende belangrike gedagte, nadat ek vir jou vers 3 van ons skrifgedeelte gelees het. In vers 3
skryf Paulus mos aan die Filippense iets oor die werklikheid van hulle identiteit as vrygekoopte, geesvervulde gelowiges van Jesus. Hy sê, want ons is die besnydenis. Ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Dit is belangrik dat die Filippense, as ook ons, as die 21ste eeuse disippels wat ons is, moet weet wie ons is op grond van God se onverdiende goedheid. En dis ons derde belangrike gedagte. Paulus wil hê die Filippense moet weet wie hulle is, en ek en jy moet ook weet wie ons is. In skerp kontras met die slegte arbeiders, waarvan Paulus in vers 2 praat, of diegene wie hy honde noem, en na wie hy spottender verwys as die versnyding, word die ware kinders van God deur Paulus genoem, die besnydenis. Hier is die mense wie die besnydenis van die hart ondergaan het. En dit is mense wat 'n totale nuwe identiteit ontvang het. Hulle is die mense van God, en hulle dien vir God as 'n respons op sy goedheid teenoor hulle, nie as 'n poging om sy guns te probeer wen nie. Daar's volle bewyse ook in die Nuwe Testament, dat Paulus en ander Nuwe Testamentiese skrywers in die algemeen, die beskrywings van God se mense vanuit die Ou Testament tydperk gebruik, wanneer hy ook verwys na gelowiges in die Nuwe Testament. Ek weet nie hoekom ons die twee wil skei nie. Of hulle nou Joodse Christene is, of hulle nou heidense Christene is, dit is die volk van God. En 'n baie mooi voorbeeld daarvan, en 'n teks wat baie na my hart lê, is 1 Petrus 2, vers 4 tot 10. Ek wil dit graag vir julle lees, ek is jammer dit is nie op die bord nie, maar ek gaan dit vir jou lees, jy kan my vertrou en jy kan dit self ook gaan lees. Daar skryf Paulus aan gelowiges in Klein-Asië. Maar let op, hy praat met heidense gelowiges, of gelowiges wat vanuit die heidendom kom, en hy praat met gelowiges wat vanuit die Jodendom kom. En dan sê hy vir hulle die volgende: kom na hom toe, die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. Met ander woorde, kom na Jesus toe. As ons wil praat van uitverkore dit en uitverkore dat, kom ons praat van die uitverkore Christus. Hier sê dit, hy is by God uitverkore en kosbaar. Dis op hom, op wie ons aandag moet spits. En dan sê hy verder vir hierdie gelowiges in vers 5, laat julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Wat is 'n geestelike huis? Dis 'n tempel, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Wat ek klem op wil lê is dat heidense Christene en Joodse Christene nou deel word van God se geestelike huis, en hulle het nou die voorreg om in daardie huis te dien as priesters. Maar daar is nog 'n besonderse gedeelte wat hierdie werklikheid vasvang. Onthou, ons praat nou hier van die identiteit van 'n gelowige. En dis in Efesiërs hoofstuk 2. Ek wil jou vra om asseblief soontoe te blaai, want dis 'n redelike lang gedeelte. Efesiërs hoofstuk 2, en ons gaan saam lees vanaf verse 11 tot en met vers 22. So Paulus praat met hoofsaaklik heidense gelowiges. Hy sê vir hulle vanaf vers 11, daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. En hoor nou die werklikheid. Vers 13. Maar nou, in Christus, het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Want hy is ons vrede. Hy wat albei, wie is hierdie albei? Jood
en nie Jood, hy wat albei een gemaak het en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, naamlik die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nuwe mens kon skep. Een nuwe mensheid. Gelowiges vanuit die Jodendom, gelowiges vanuit die heidendom. Een nuwe mensheid. Die skrif praat self daarvan. En, vers 16, albei in een liggaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. En dat die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was, en aan die wat naby was. Want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie julle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die Gees. Dit is 'n mondvol daai, maar dit is baie belangrik dat ons dit lees. As die skrif praat van een nuwe mensheid, dan praat hy van die kerk van Jesus Christus. En om Paulus se hele argument soort van op te som, wil ek vir julle nog een kosbare vers lees. Maar voordat ek net vir jou sê, onthou nou in vers 3, moet die Filippense weet wie hulle is, sodat die honde, die versnydenis, hulle nie de mekaar maak nie. Hy sê, ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Maar hoor nou hoe bevestig die skrif in Romeine 2 vers 28 tot 29, wat sê Paulus? Want nie hy is 'n Jood, wat dit in die openbaar is nie. En nie dit is besnydenis, wat dit in die openbaar, in die vlees is nie. Maar wat is 'n Jood dan? Hy is 'n Jood, wat dit in die verborgene is, en besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. So Paulus maak dit duidelik aan die gelowiges of wie hy skryf in Rome, dat lidmaatskap in God se familie nie gebaseer is op eksterne uiterlike kwaliteite of op etnisiteit of op enigiets soos dit nie, maar of God 'n persoon se hart kom verander het en nuut gemaak het. Almal wie se harte reg is voor God, word deur hom beskou as ware Jode. Hulle is die wat deel is van God se familie. Galasiërs 3 vers 7 bevestig. Ek wil dit vir julle lees. Julle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abraham. Daarom lei daai liedjie, baie seuns het Vader Abraham. Hy het seuns wat kom vanuit die Jodendom en hy het seuns wat kom vanuit die heidendom. Wat God van ons vra, as ons nou bewus is van hierdie realiteit, is kinderlike geloof, waardeur gehoorsaamheid en toewyding sal volg. Maar jou hart moet besny wees deur die Heilige Gees van God. In skerp kontras met hulle wat allerhande eksterne werke promoveer, staan die ware volk van God, wie Paulus in sy konteks die besnydenis noem. Ek gaan nie vanoggend na jou verwys as ware Jood of die besnydenis nie. Maar jy is kind van God. Jy is deel van die familie van God. Jy is deel van 'n uitverkore geslag, sê 1 Petrus 2 vers 4. Dit is die mense wat vir God aanbid deur die Gees. En hulle is die van wie Jesus in Johannes 4 vers 23 tot 24 praat, hoe hy gesê het, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid,
moet in gees en in waarheid aanbid. Amper klaar julle. Maar let op, vers 3. Paulus praat ook vanoggend van die mense wat in Christus Jesus roem. En in Christus Jesus alleen roem. In hom word hulle hoop gevind. Nie in eksterne vertoon of in etnisiteit of in harde werk nie. Paulus beklemtoon aan die einde van vers 3 die besnydenis. Met ander woorde, die gelowiges in Jesus wat vir God deur die Gees dien, hulle is mense wat nie op die vlees vertrou nie. Wat dood eenvoudig net beteken dat hulle hoop op saligheid is op niks buitekant Christus nie, maar net in Christus. So kan dit nie oorbeklemtoon nie. So, hiermee wil ek begin afsluit. Het is baie maklik, dink ek, vir gelowiges om baie maal onbewustelik meer klem te wil plaas op godsdienstige aksies met die verkeerde gesindheid as op gehoorsaamheid vanuit geloof. Maar ek wil jou herinner vanoggend dat God jou in my hart sien. Dit is 'n vreesaanjaende gedagte, maar weet ook, God is genadig. Ons harte is bedrieglik bo alle dinge, sê die skrif. Maar die oë van God is op soek na die wie se harte onverdeeld op hom gerig is. Hy heg groot waarde aan die regte ingesteldheid en die regte gesindheid van ons harte meer as op enigiets anders. En hy wil hê ons moet die totaliteit van ons lewens werp op Christus, maar op Christus alleen. So kom ons gaan dien vir God deur die Gees, julle. Dis hoe hy gedien word. Christ alone.